Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 416 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 416, hoofstuk 37. Hulle wie in rye georden is. Surah 37, Surah As-Safat. Jona en die triomf van die profeet. En Jona was waarlik een van die boodskappers. Toe hy op die belaide skip gevlug het, en toe hulle looitjies getrek het en hy oorboord gegooi is, toe het daar 'n groot vis gekom en hom in die mond geneem, terwyl hy homself verwyd het. Maar as dit nie was dat hy een van diegene was wat ons verheerlik nie, sou hy in die vis se buik gebly het tot op die opstandingsdag. Daarna het ons hom op die kaal strand laat uitspoel terwyl hy siek was. And the reason why he was becoming sick, because the acid in the stomach, right? En ons het 'n kalbasplant vir hom laat groei. En as boodskapper het ons hom na 100,000 of meer mense gestuur en hulle het geglo. Daarom het ons voorsiening vir 'n tyd aan hulle geskenk. Vra hulle nou of u Heer dogters het terwyl hulle seuns het? Daar is net een God. God is one. God does not have mother, he does not have father, he does not have son, he does not have daughter. Please don't make this mistake. Vra hulle nou of u Heer dogters het terwyl hulle seuns het, of het ons die engele as vroulike wessens geskape terwyl hulle toegesien het? Dit is sekerlik hulle eie versinsel as hulle sê, Allah het verwek, maar hulle is leeuwenaars. Het hy dogters bo seuns verkies? Wat mekaar julle doen? Wat makeer julle dan? Ek het eerslik. Wat makeer julle dan? Hoe oordeel julle? Sal julle dan nie nadink nie? Of het julle 'n duidelike gesag? Bring dan julle boek, indien julle opreg is, en hulle beweer dat daar 'n verwantskap tussen hom en die djinn bestaan, en die djinn weet voorwaar dat hulle voorgebring sal word om geoordeel te word. Verhewe is Allah bo dit wat hulle beskryf, maar nie die dienaars van Allah, die gesuiwerdes nie. Voorwaar, julle en wat julle aanbid. Teen hom kan julle niemand opmaak nie, behalwe hom wat in die vlammende vuur brand. En daar is niemand onder ons gelowiges nie, of daar sal vir hom 'n plek aangewys word, en ons is gewis in rye gerangskik, en sekerlik verheerlik ons hom, en hulle het daaraan gewoon geraak om te sê, as ons 'n vermanning van die volke van die ou tyd gehad het, sou ons opregte dienaars van Allah gewees het. Maar nou glo hulle nie daarin nie, daarom sal hulle dit weldra te wete kom. En waarlik, ons woord aangaande ons dienaars, die boodskappers, is reeds uitgespreek. Hulle, ja waarlik, hulle sal gehelp word, en ons leeskare, waarlik, hulle sal triomfantlik wees. Keer dan 'n tyd lank van hulle af, en slaan hulle gade, wat hulle sal ook sien. Wou hulle dan ons straf verhaas? Maar wanneer dit op hulle land neerdaal, sal die oggend sleg wees vir hulle wat gewaarsku was. Keer dan 'n tyd lank van hulle af, en let op, want hulle sal ook sien. Verhewe is u Heer, die Heer van roem en mag,
dit wat hulle beskryf en vrede vir die boodskappers en alle lof behoort aan Allah, die Heer van die wêrelde. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Please get your free copy of the Quran today. Contact the IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026 or 27, MJC 02168444606, or this copy we got it from Jones Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers. Complimentary copy, free copy from Muhammad's Hardware, Pretoria, Shwani, Lodium 012 374 6102. May all that is good for you and your family come to you in great abundance. Join me in the next episode as we begin now with chapter number 38, Surah Sod, which is a mystical letter. Alhamdulillah Rabbil Alameen.